Welkom by hierdie verkenning van onderwyser-gesentreerde filosofieë van onderwys, 'n fundamentele tema wat die landskap van onderwys vir geslagte lank gevorm het. Vandag fokus ons op twee sentrale ideologieë, essensialisme en perennialisme. Hierdie filosofieë beklemtoon gestruktureerde leer, intellektuele dissipline en die onderwyser se sentrale rol in kennisoordrag. Kom ons begin met essensialisme. Essensialisme is 'n filosofie van onderwys wat die belangrikheid van die onderrig van kernkennis, fundamentele vaardighede en morele waardes beklemtoon. Dit steun op 'n gestruktureerde kurrikulum waar die onderwyser leer rig om dissipline en orde in die klaskamer te verseker. Hierdie filosofie sy oorsprong kan teruggevoer word na William Bagley in die vroeë 20ste eeu. In reaksie op die minder rigiede progressiewe onderwysbeweging het Bagley 'n terug na die basiese benadering bevorder. Teen die middel van die 20ste eeu het essensialisme vaste plek gekry in Amerikaanse skole, met die klem op vakke soos wiskunde, wetenskap en letterkunde, wat as noodsaaklik vir 'n produktiewe samelewing beskou word. Volgende ondersoek ons perennialisme, 'n filosofie wat verbind is tot tydlose waarhede en die kweek van rasionele denke. Perennialisme waardeer universele kennis en moedig studente aan om diep betrokke te raak by die groot werke van letterkunde, filosofie en wetenskap om blywende intellektuele en morele karakter te ontwikkel. Beïnvloed deur Mortimer Adler en Robert Hitchens en gewortel in aristoteliese en thomistiese tradisies, bepleit perennialisme 'n kurrikulum wat gegrond is op klassieke tekste. Dit glo dat hierdie werke idees bevat wat tyd oortref, kritiese denke en intellektuele deeg bevorder wat leerders voorberei vir alle lewensterreine. Ten slotte, die begrip van essensialisme en perennialisme is van kardinale belang vir opvoeders, aangesien hierdie filosofieë gestruktureerde leer en tydlose kennis beklemtoon. Essensialisme se fokus op kernvakke en perennialisme se klem op klassieke wysheid en kritiese denke vorm steeds moderne opvoedkundige praktyke. Deur hierdie tradisionele benaderings te erken, kan opvoeders hul blywende impak op onderrigmetodologieë beter waardeer. Soos ons afsluit, onthou dat die verkenning van verskeie opvoedkundige filosofieë jou onderrigperspektiewe en strategieë verryk. Bly nuuskierig, hou aan leer en hou aan om jou studente te inspireer met die kennis en wysheid wat jy opdoen.